Sjoe, dit is bedompig nie. Dit is drukkend, maar ek glo dit wat die Here ook vanoggend vir ons wil kom deel uit sy woord uit is regtig op die Here se hart. So ons gaan ons bes probeer, glo ek, om maar te probeer cool bly en ja, ek glo die Here gaan ons verder kom bedien, soos wat Andrei ook reeds gebid het. So weer eens net hartlike goeiemôre. Hartlike goeiemôre ook aan die kykers daar by die huis. Ek sien daarso is nou al 'n hele paar aanlyn kykers wat gereeld is ek voel dit so vir my alles is aan hierso. Ja, voel so die klank gaan op, maar kom ons kyk hoe gaan dit. So daar is 'n hele groepie aanlyn kykers wat gereeld nou al ons volg op Facebook, so daarvoor is ons ook opgewonde en dankbaar teenoor die Here. So hartlik goeiemôre aan elkeen van hulle ook wat vanoggend saam kyk. En natuurlik, ek dink soos hulle sê in Engels, nothing beats being together in this way. Net om so by mekaar te mag wees, as 'n mens enigstens kan. Dit is eintlik die eerste prys. Maar die Here gebruik ook ander maniere om sy woord uit te dra. So vanoggend gaan ons blaai na weer eens 'n Psalm. Baie interessant genoeg dat die Here besig is om vir my afgelope 2-3 Sondae veral deur die Psalms te kom aanraak. So ons gaan vanoggend ons blaai, ons was verlede Sondag was ons by Psalm 3 gewees, maar vanoggend blaai ons na Psalm 32 toe. Psalm 32, dis om uit 83 vertaling op bladsy 592. Psalm 32 op bladsy 592. Ons gaan daar terwille van die tyd net so 1 of 2, 3 verse lees. Julle is welkom om in julle eie tyd die res van hierdie pragtige Psalm te gaan lees. So ons gaan vanoggend lees daar uit Psalm 32 uit. Ons lees daar vanaf vers 8 en dit is die Here wat hierso self besig is om te praat met die psalmskrywer, soos ons verlede Sondag ook gehoor het, Dawid wat 'n baie groot gedeelte van die psalms geskryf het, daar's 150 van hulle, en so aangrypend as dat die Here self in hierdie verse dan met Dawid kom praat. Kom ons hoor wat sê die Here vanoggend vir hom, en ek glo ook so dan, nie net vir die onderwysers of onderwyspersoneel wat vanoggend hier is nie, maar elke liewe persoon is dit van toepassing vanoggend op ons lewens, vanaf vers 8. Ek, dis natuurlik die Here, wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Net daardie paar verse vanoggend, ek wil graag weer vers 8 lees, waar die Here sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees, soos 'n perd of 'n muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Mag die Here dan nou ook verder vanoggend hierdie woorde in ons harte kom skrywe deur sy Heilige Gees. Nou ek wil gou weer die gedagtes net so 'n bietjie aan die gang kry. As ek julle nou so kyk, hierdie pragtige mense wat hier voor my sit, dan is ek oortuig daarvan dat julle die volgende, kom ek sê definitief die tweede vraag sal kan antwoord. Maar die eerste vraag is dalk so 'n bietjie van 'n moeiliker ene.
So, en ek dink dit hang ook dan nou af, jou antwoord op hierdie ene, van hoe lank gelede jy in die skool was, of dan nou klaar gemaak het met die skool. Ek dink die tieners wat nou nog hier is, die jamkindertjies is nou almal uitgegaan daarna agtertoe vir hulle lesie, maar ek dink die tieners wat vanoggend hier is, sal eintlik hierdie vraag hopelik makliker kan antwoord, maar ons wat nou al so paar jaar, so 20, 30 plus jaar agter ons het, sedert ons laas in die skoolbanke gesit het, of dalk as ons so bevoorreg was, in die universiteit of college was, naskoolse opleiding, ons gaan dalk so 'n bietjie sukkel met hierdie antwoord, maar anyway, ek gaan hom vra. So as jy nou vinnig moet dink, en gelukkig jy hoef dit nie vir iemand anders te sê nie, dis net vir jouself. As jy nou vinnig moet dink aan 3 lesse, dit kan nou wees op tydens jou skoolopleiding, dit kan nou wees tydens jou universiteitsopleiding of college, enige naskoolsopleiding. 3 lesse wat jy goed kan onthou, wat nou regtig waar op jou 'n groot indruk gemaak het. 3 lesse. Kan sien hoe beweeg daai gedagtes nou hier binne, draai daai wielietjies, word daar nou 'n bietjie gedink, was dit miskien 'n geskiedenisles, of was dit miskien 'n wat is al daai groot fancy woorde wat hulle deesdae het, ons daar was dit nie sulke groot woorde, sulke groot name van die vakke gewees nie, deesdae is dit allerhande groot woorde, maar was dit dalk 'n geskiedenisles, was dit dalk 'n Afrikaanse les, was dit dalk 'n wiskundeles gewees, wat by jou 'n groot indruk gemaak het. Nou, ek dink, ek gaan nie ver verkeerd wees, as ek vanoggend moet sê, veral die van ons wat nou al 'n bietjie 'n pad gestap het, sedert ons klaar gemaak het met skool, of dan nou, wat dit ook al was. Sal ons moet sê, 3 lesse om daaraan terug te dink, wat regtig 'n indruk op my gemaak het, dit gaan dalk 'n bietjie sukkel. Of is daar iemand van julle, jy hoef nou nie te sê wat dit is nie, wat kan 3 lesse onthou wat op jou 'n baie groot indruk gemaak het, op jou tydens jou skooljare, of naskoolsopleiding. Iemand, steek net julle hand op. 2 lesse. Andrei sê, daar's nogal 2 lesse. My liewe Andrei, nee, kyk, jy's alright. Enigiemand anders? Wat? Eugene, kan jy 2 lesse onthou? Nou, kyk, daarso nog. Kyk, lyk my die manne beter op hierdie ding. Is daar enige vrouens wat kan lesse onthou? Nee, ek sien nie hierso hande nie. Goed. Goed, dit was nou so 'n bietjie van 'n Tannie. Okay, goed. Maar hier's 'n hele klomp mooi mense voor my en daar's omtrent 3 wat dit kan onthou. Goed. Nou, dis alright. Nou kom ek vra nou vir julle 'n makliker vraag. Ek dink hierdie gaan dalk 'n bietjie makliker wees. Kan jy dan nou dink aan 3 onderwysers? Dit kan nou wees of op skool of naskoolse opleiding, wat in jou lewe op jou 'n groot indruk gemaak het. Wat jy nou nog kan onthou. Wat op een of ander positiewe indruk op jou gemaak het. Dink gou-gou. So ek sê party van ons moet nou terugdink. Ander hoef nou nie so ver. Daar se hand op. Daar sê, hier gaan nog aan op. So wees daar van julle wat ten minste 3 onderwysers kan onthou. Steek gou op die hande, moenie skaam wees nie. Nou, daar's heel wat meer. Ek dink, die van ons wat dalk nou nie al hande opgesteek het nie, kan wees of jy's dalk 'n bietjie skaam, dis ook alright, of dalk moet jy nou eers gaan sit en terugdink, maar ek dink as jy eers gaan begin dink, dan gaan jy nogal daai onderwysers kan begin onthou. Ek weet, toe ek net weer daaraan dink, dit is nogal my laerskooljare, en ek wil nou nie sê hoe lank terug was ek op laerskool nie, maar kom ek sê so daar, ek so 80s, nee. En ek kan nou nog daai onderwysers onthou. Ek sien hulle nou nog voor my, ek weet wat hulle van is, want jy het mos maar eintlik onderwysers op hulle vanne geken, as jy 'n kind was, daardie dae, ek weet nie, nou deesdae nie, maar jy het gewees meneer of juffrou so en so. En ek kan hulle nou nog voor my sien.
Van hulle is nie eers meer saam met ons hier in die lewe nie. Maar ek kan hulle nou nog onthou. Nou hoekom vra ek nou vanoggend sulke moeilike vrae vir julle? Want ek glo, dit sluit aan by dit wat ons vanoggend hier gelees het uit Psalm 32. Hoekom sê ek so? Want eerstens is dit as 'n mens 'n onderwyser is, maar dit geld nie net vir onderwysers nie. Want elkeen van ons, soos wat ons vanoggend hier sit, as ons 'n bietjie ouer is, selfs al is jy nog 'n tiener, het jy een of ander invloed op die mense rondom jou, op hulle lewens. Maar veral as jy 'n mamma is, of 'n pappa is, as jy dan nou veral 'n onderwyser is, op een of ander manier 'n onderwysersrol vervul, as jy dalk 'n ouma is, as jy 'n oupa is, as jy oom of 'n tannie is, elkeen van ons beïnvloed mense rondom ons. En daar's ons 'n uitdrukking wat hulle baie keer gebruik om te sê, as dit kom veral by kinders en tieners, dan sal hulle baie gou vir jou sê, I don't care what you know. Nee, dit is nou spesifiek betrekking op onderwysers. I don't care what you know until I don't care what you know until I know that you care. Don't care what you know, met ander woorde wat jy vir my wil leer, totdat ek weet dat jy eintlik omgee. Baie diep waarheid glo ek wat daarin opgesluit lê. En so ek sê, dit is nie net betrekking op onderwysers nie, veral ja, want hulle is die mense, julle is die mense wat 'n groot gedeelte van die dag daar in daai klaskamer is, op watter manier ook al, moet kennis oordra, en julle het gestudeer en julle is opgelei om 'n spesifieke manier te hê, hoe julle daardie kennis moet oordra, sodat dit kan verstaanbaar wees, en die kinders of die studente wat na julle luister, die leerlinge, dit kan verstaan, inderdaad. Ek dink veral nog meer as jy 'n wiskundeonderwyser is, of dalk met rekening kunde of daai tipe dinge te doen, dan moet jy nog dalk so trappie verder kan meer geduld hê en kan leer. Maar elkeen van ons oefen 'n invloed uit op die mense rondom ons. En baie keer is dit nie dit wat ons sê wat so groot verskil maak nie, maar wie ons is, hoe ons lewe, hoe ons optree, elke dag van ons lewens. En dan moet 'n mens nou maar vir mekaar vanoggend dit kom sê, en Ronel het dit onder andere ook gebid, as jy mooi geluister het, wat sy gebid het, dat dit nie altyd maklik is, om die regte pad te stap, en om moed te hou, en uit te hou, en aan te hou, as 'n mens met verskillende dinge in die lewe gekonfronteer word nie. Want life happens, dinge gebeur, en krisisse duik op, en siektes, en swaar kry, beproewing, wat dit ook al is, dit is deel van ons aardse lewe, dit gebeur. En om dan nog steeds, veral as jy weet, dat daar ander mense is, wat na jou toe opkyk, wat op een of ander manier jou raak sien, en partykeer selfs dophou, om te sien hoe jy reageer, dan is dit nie altyd maklik om reg op te tree nie. Want partykeer kry jy self swaar. Partykeer voel jy dalk selfs lus om die handdoek in te gooi. Ek lees eendags iets op Facebook wat vir my altyd sal bybly en myself inspireer, wat sê, I thought about throwing in the towel until I realized who was watching. Nee, partykeer voel jy lus om maar net die handdoek in te gooi, net op te gee, om watter rede ook al te sê, ag, nee wat, ek is moeg hiervoor, wat help dit? En dan besef jy, daar's altyd iemand wat dit raak sien. Veral as jy in 'n posisie is, soos 'n onderwyser, of een of ander leiersposisie. Daar's mense wat na jou kyk. En dan veral ook, glo ek vanoggend, as ek kind van God is. En dit beteken, wie ek ook al is, of ek nou wat se tipe werk doen of nie doen nie, al is ek maar net by die huis, of tussen my vriende, of al is ek nog maar jonk, as ek kind van God is, dan kyk mense na my. Hulle sien raak hoe ek lewe. En waar kry ek dan vanoggend daardie moed en daardie krag,
daai inspirasie, om, ja, as dit goed gaan en dinge is maklik, dan is dit eintlik redelik betreklik maklik om die regte pad te stap en om vriendelik te wees en om joy, vreugde in my hart te hê en om baie geduld te hê. Ek dink, as jy 'n onderwyser is in vandag se lewe, dan moet jy ekstra baie geduld partykeer hê. Maar as dit goed gaan en ek voel goed en my lewe gaan goed, dan is dit maklik. Maar wanneer dit moeilik gaan die dag, wanneer die motor dalk breek, wanneer daar elektrisiteit dalk nie is nie, of as daar nie water is nie, of as die kinders net moeilik is, of as ek self dalk nie so lekker met die regte voet uit die bed uit opgestaan het nie, waar kry ek dan die nodige moed en krag vandaan? Die antwoord, glo ek, het ons hier gelees in Psalm 32. Want wat staan hier? En dis miskien die beste nuus vir elke een van ons vanoggend wat hier sit. Maar veral, dink ek, vir die van ons wat in een of ander leierskapposisie is, of dan 'n onderwyser of onderwyseres is, wat moet leiding gee aan kinders, aan leerlinge. Waar kry ons daardie krag en moed vandaan? Hier sal staan in Psalm 32 vers 8. Ek, dit is die Here, wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Is dit nie amazing nie? Ek dink dis die beste nuus wat ons vanoggend kon hoor. En dit is dat ons nie aan onsself uitgelewer is, aan my eie krag, aan my eie sterk wees nie. Maar ons het iemand wat vir ons die grootste en die beste voorbeeld gestel het, toe hy hier op aarde was. En wat hier, deur hierdie Psalm vanoggend kom sê, maar hy self wil ons kom leer. Hy self wil ons kom onderrig. En dit is niemand anders as God self nie. Is ons nie vanoggend bevoorreg nie? As 'n kind van die Here is, maar hierdie uitnodiging is nie net vir my as kind van God nie. Hierdie uitnodiging is vir elke mens wat partykeer dalk nie mooi weet wat is nou die regte pad om te stap nie. Of wat partykeer nie weet waar gaan ek nou die nodige moed en krag vandaan kry om aan te gaan nie. Hoe gaan ek nou maak om nie te wil moed opgee nie? Hier is die uitnodiging vanoggend waar God kom sê, ek wil jou onderrig. God self kom sê vanoggend vir ons, hy wil my kom leer. Hy wil vir my die pad kom aanwys. Daar in vers 8, ek wil die pad vir jou, die pad leer, wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Nog 'n trappie verder as mense dit so kan sê. God sê nie net, hy wil vir ons kom leer en vir ons kom raad gee nie, maar hy wil sy oog ook oor ons hou. En daai beeld wat daar gebruik word deur die psalmskrywer is 'n beeld van intimiteit. Iemand wat jou stip dophou, nie om te kyk wat jy verkeerd doen nie, maar wat eintlik jou wil beskerm. Wat jou koester, wat wil kyk dat jy niks oorkom nie, dat jy veilig is, omdat jy vir hom kosbaar is. So kom sê die Here dit vanoggend vir elkeen van ons. Hy wil sy oog oor ons hou. Dis hoe belangrik en kosbaar is in God se oë vanoggend, dat hy na ons kyk en sy oog oor ons wil hou. En dan, baie prakties, voordat ons by die tweede gedeelte kom, hoe gee God vir ons dan, hoe gee God vir ons raad? Hoe leer hy ons? Hoe leer ons sy wil ken? Eintlik so eenvoudig, maar partykeer so moeilik. God se woord, die Bybel. Waar leer mens God se wil ken? Op die beste manier. Uit die Bybel uit. Deur die Bybel te lees, deur tyd te spandeer met die Here se woord. En as 'n mens God se woord erns mee maak, dan sê Dawid ook in Psalm 119, u woord is die lig wat vir my die pad aanwys. Dis die lamp vir my voet, wat vir my lig gee as dit donker is rondom my, om my te hou aan God se woord. En ja, ek weet, dis nie altyd maklik in hierdie gejaagde lewe nie, want 'n mens se program is altyd oorlopends te vol.
Daar's altyd nog iets wat jy moes gedoen het, of nog moet doen, of nog dinge wat jy veral, ek hoor maar onderwysers, hoe besig is hulle met admin en al daai vreeslike dinge, en dan moet hulle nog by die klasse uitkom, en dan is dit nog sport, en al daai duisende dinge. Maar om tyd te maak saam met die Here, saam met sy woord, dan sal die Here jou lei op die regte pad. En dis die ek wat vanoggend so nie hier staan dit, in Psalm 32. En dan, laastens, laat ek en jy nie wees, soos 'n hardkoppige donkie, of 'n muil, wat nie wil luister na God se woord nie. Hier het ons dit ook nou gelees in vers 9. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Ek praat vanoggend eerstens weer van myself. Partykeer is 'n mens so hardkoppig en jy weet wat die regte ding is om te doen en jy weet om tyd te maak saam met die Here, maar om een of ander rede dink jy, ag nee, wat, ek gaan eerder hierdie ding doen, dis vir my belangriker. En dan eindig 'n mens baie keer op 'n moeilike plek, op 'n slegte plek, omdat 'n mens onverstandig is. Mag ek en jy nie net ons, julle wat onderwysers is nie, maar elkeen van ons nie onverstandig wees nie, maar met 'n oop gemoed, met 'n oop hart toelaat dat die Here ons lei deur sy woord. En ek weet, as ons dit doen, dan hoor ons hierdie pragtige woorde. Maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. As ons die Here toelaat om ons te lei, as ons tyd maak om tyd te spandeer in sy woord, soos wat ons hier gelees het, wat sal die gevolg wees? Ek en jy sal opnuut ervaar hoe dat God ons kom toevou met sy onbeskryflike liefde. Ek het nou nie so bandjie self nie, maar baie van ons tieners, sien ek, dra dit nog steeds, my eie seun ook. What would Jesus do? What would Jesus do? Ek dink as ons daardie woorde in gedagte hou, wie ons ook al is, en ons vra onsself af, hoe sou Jesus leef in hierdie omstandighede, in hierdie situasie, dan glo ek sal ons definitief 'n verskil kan maak in die lewens van die mense rondom ons, maar ook dan in die besonder, in die lewens van die kinders, wat daar by die skool is, daar op die sportveld is, vir ons as ouers, daar by die huis. En die Here, ja, hy sê, hy sal ons leer. Hy wil ons leer. Kom ons laat hom toe om dit te doen. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kon hoor, dat ons so bevoorreg is, om die groot leermeester, die persoon wat al die wysheid het, al die kennis, al die krag, al die mag, wat die aarde in sy hand hou. U, God Almagtig, dat u vanoggend vir ons kom sê hier in Psalm 32, dat u ons wil lei, dat u ons die weg wil wys, dat u ons die regte pad wil laat loop. Here, dit gaan ons verstand te bowe, maar ons kan dit net in geloof en met nederigheid en dankbaarheid vanoggend hierdie uitnodiging uit die hand uit weer aanvaar. Here, u ken elkeen van ons as ons vandag hier sit, veral die onderwysers, die onderwyspersoneel by die skole, daar op die sportveld in die klaskamer, hoe besig hulle programme is en soveel take en verantwoordelikhede wat daagliks op hulle skouers druk. En dan weet jy dat dit so maklik is om partykeer net te moeg te wees om nog tyd te maak in u teenwoordigheid. Maar Here, herinner ons elke ene deur die Heilige Gees dat u ons bron van krag is. Dat as ons by u uitkom en u woord in ons harte skryf, dan Here, dan sal u ons nuwe krag gee en dan sal u vir ons lei op die pad wat ons moet loop. Ja Here, en dan sal u ons toevou in u onbeskryflike groot liefde
Soveel beloftes wat U vir ons kom gee. Soveel seëninge. En Here, U wil U oog op ons hou. Daardie intieme ken van elkeen van ons. Dis wie U is. Ons dankie daarvoor. Wees met ons verder ook dan nou vandag. Here, help ons regtig deur die Heilige Gees om tyd te maak saam met U en U woord. In U naam bid ons dit. Amen.